Om gesond te bly, begin met die regte inligting. Welkom by Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Hier deel ons praktiese raad, die jongste mediese insigte en eenvoudige wenke om jou en jou familie se gesondheid te ondersteun. Van alledaagse gesondheidskwessies tot belangrike mediese deurbrake. Ons help jou om ingeligte besluite oor jou welstand te neem. Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid. Goeiedag, ek is Dr. Ilana Joubert van Kyk in Kaapstad. Dankie dat jy weer eens inskakel by ons weeklikse gesondheidsprogram. Hoekom is ek die heeltyd moeg? Ek gesels vandag graag oor iets wat ek heeltyd in my praktyk hoor. Nie net ek het 'n lang week gehad nie, maar 'n diep uitputting waar jy soggens wakker word en voel jy het eenvoudig nie genoeg energie om hierdie dag mee aan te pak nie. Baie mense dink dit is stres of ouderdom of dalk moet ek net harder probeer, maar die waarheid is, moegheid mag 'n simptoom wees en die liggaam se manier om te sê iets is uit balans. In die eerste plek dink ons aan ystergebreksanemie, een van die mees algemene redes van moegheid, veral in vroue wat nog swaar menstruele siklusse het, 'n swak dieet of selfs onderliggende maag- of wanabsorpsie probleme. Yster help letterlik om suurstof deur die liggaam te vervoer en as jou yster laag is, kry jou liggaam letterlik minder suurstof en dan sit ons met simptome soos uitputting, kort asem, duiseligheid, hoofpyne, haarverlies, swak konsentrasie en selfs hartklopings. Tweedens, Vitamiene B12 tekort is ongelooflike belangrike vitamien vir senuwees en energieproduksie. Baie mense met 'n lae Vitamien B12 sal dikwels kla oor breinmis, korttermyn geheueverlies en ek voel swak en emosioneel uitgeput. En interessant genoeg, party mense het 'n normale bloedtelling van Vitamien B12 met steeds lae vlakke en moet ons kliniese simptome en geskiedenis wel in ag neem. In die derde plek, onderaktiewe skildklier of hipothiriose. Die skildklier bepaal gewoonlik die spoed waarteen die liggaam funksioneer. En as dit te stadig werk, voel mense moeg, koud, depressief, opgeblaas en hulle tel maklik gewig op. Baie vroue dink dis omdat hulle ouer is, in menopause is of onfiks is, terwyl hulle eintlik 'n tiroïed wanbalans het, wat wel behandelbaar is. Nie alle moegheid kan ons egter in bloedtoetse sien nie. Ons het al gepraat oor slaap en swak slaap en 'n tekort daaraan, en dit is een van hierdie dag en tyd se grootste epidemies. Ons leef in 'n wêreld waar mense oor die algemeen min slaap en te min slaap vir verskeie redes. Die liggaam funksioneer nie goed sonder goeie kwaliteit slaap nie. Dit beïnvloed ons energievlakke, ons konsentrasievermoë, hormone, hormoonsiklusse, eetlus, gewig en selfs bloedsuiker. Dan is daar natuurlik die faktor van stres en ons het al gesels oor kortisol siklusse. Kroniese stres hou die liggaam in 'n fight of flight gemoed. Aanvanklik funksioneer jy goed op adrenalien, maar later voel 'n mens emosioneel uitgebrand, geïrriteerd, angstig en totaal uitgeput. Die liggaam is eenvoudig nie ontwerp om permanent onder druk te leef nie. Nog iets wat baie algemeen is, waaroor ons ook al gesels het, is insulienweerstandigheid. En dit is dikwels mense wat sê, ek eet nie so baie nie, maar ek is moeg na eetes, ek tel gewig op om my middels, ek het konstante cravings vir kosse, ek het nie energie nie. En insulienweerstandigheid gebeur lank voordat diabetes ontwikkel en gediagnoseer word. Dit is gekoppel aan moegheid, brain fog, gewigstoename, vervetting van die lewer waar ons verlede week gesels het en ander hormonale probleme. Iets waaroor ons gelukkig meer praat deesdae, menopause en perimenopause in vroue van hulle 40 tot 50s, waar hulle voel hulle self verloor en totaal en al ook nie energie het nie. Hulle slaap swak, hulle energie is min, hulle sukkel om te fokus, emosionele veranderinge en metaboliese veranderinge. Hormone speel 'n enorme rol in energie, slaap en breinfunksie. En die belangrike boodskap van vandag is dus, moegheid moet nie net afgeskryf word as 'n normale deel van veroudering of hardwerk of 'n proses nie. Die lewe is besig en ons almal raak soms moeg. Maar as jy konstant uitgeput voel, as jou liggaam nie meer voel soos jy nie, is dit dalk die moeite werd om ondersoek in te stel. Want soms is die antwoord eenvoudig. Vitamien B12
yster, beter slaap, stresbestuur, hormonale ondersteuning of die behandeling van insulienweerstandigheid of skildklierprobleme. Die liggaam fluister baie lank voordat dit skree. Ons moet net begin luister. Dankie dat jy ingeskakel het by ons weeklikse gesels. Dit was Gesondheidsnuus met Dr. Ilana Joubert, jou gids tot beter gesondheid.